Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat met julle gesels bietjie nogal 'n paar interessante goed hierdie week. En natuurlik dankie vir skade genade vir die ondersteuning. Ek wil graag vir julle terugvoer gee oor ons werkswinkel in Bloemfontein wat regtig iets spesiaals was. Ek weet julle kon nie almal daar wees nie. Dr. Ina Gous, politieke wetenskaplike by die UV, sy het ons bietjie ingelig oor die plaaslike scenario in die ANC wat in 'n spiraalfase afwaarts is. En ons daarop gewys, ons gaan meer populistiese uitsprake kry in die volgende jaar of wat, soos wat die president in Zimbabwe gedoen het. Die risiko is natuurlik dat die mag skuif na meer radikale partye en meer populistiese uitsprake en in hierdie wankelende RNE. Maar sy sê egter wel buitelandse druk op die ANC is besig om toe te neem. En dan sê sy daar's basies twee moontlikhede. Die een is gematigde hervorming binne die RNE, of dit skuif na links na radikale hervorming met risiko's in die volgende 2 jaar. Dan is hy baie klem geplaas op die feit dat daar op plaaslike vlak baie, wat sal ons sê, 'n magsvakuum is en 'n klomp voorbeelde gegee waar boereverenigings en distrikslandbouunies betrokke kan raak op plaaslike vlak om hierdie vakuum te vul en hulle eie dienste te lewer. Dan Prof Ewen Coetzee, baie interessant wêreldkonteks wat hy gesels het en daarop gewys die magsverskywings in die wêreld wat tans aan die gang is. Onthou dit gebeur een keer in 'n lang tyd. Hy sê ook saam daarmee plaaslike streekkonflikte neem toe en die kans op 'n derde wêreldoorlog, veral 'n kernoorlog, is baie skraal want dit niemand gaan wen nie. Hy sê wel ook vir ons oorlog is deel van die geskiedenis, maar sedert Wêreldoorlog 2 was daar die meeste stabiliteit gewees onder die Amerikaanse sambreel. En dis nou waar dit interessant raak. Want Amerika is besig om terug te trek in homself in. Hy is besig om sy steun aan Europa en al die geld wat hulle daar bestee te verminder en te verskuif daarna toe. En deel daarvan is, hulle sien China as die nuwe opkomende reus waarteen hulle staan en veral ter opsigte van tegnologie en alles wat daarmee saamgaan. So uiteindelik gaan daar twee magspole wees. Dit gaan aan die een kant die Amerika wees en aan die ander kant die China met sy bondgenote. En Europa gaan hier in die middel rondskarrel want dit lyk nie of Europa regtig betrek word nie en hulle sukkel voort, as ek die woord kan gebruik. Hy het ook heelwat voorbeelde gegee van China wat in Afrika besig is om redelik betrokke te raak op baie subtiele maniere, maar baie infrastruktuur hou vas te kry en dat dit ook dan nou natuurlik is waar Suid-Afrika se ANC omskaar by die sogenaamde BRICS-lande en dat daar is waar ons nou posisioneer. Hy het ook daarop gewys dat China die voorloper is op die oomblik met kunsmatige intelligensie, robotika en tegnologie, om sy werkers al hoe meer te vervang, want onthou China se bevolking daal met robotte, en natuurlik ook China is besig, en dit is interessant uit 'n kaart, China het landbougrond by omtrent al die militêre bases in Amerika gekoop. So hier is groot verskywings aan die gang. Ons is natuurlik by BRICS geskaar, so ons gaan vasgevang word tussen die Amerikaanse en die Chinese pool, wat daarmee saamgaan. Dan het Prof Abel Esterhuizen van Stellenbosch verder hierop eintlik uitgebrei en gesê 'n nuwe wêreldorde is in wording, baie onstabiliteit en verskywings wat ons kan verwag. Hy sê ook populisme is aan die orde van die dag en lande fokus op hulle eie belang, soos wat ons nou natuurlik sien met wat gebeur met Rusland, Amerika en dies meer. En saam daarmee vryhandel is nek omgedraai. Ons gaan alliansies sien vir nota en dan nou weet dis die Amerikaners is dominant en China aan die ander kant. En dan ook China wat fokus op die sogenaamde suid-suid-handel met die suidelike lande wat hulle noem. En Rusland ook bly in die geveg. En Rusland wil sy grondgebied uitbrei, maar baie aktief sê hulle vir ons altyd die professore, streekkonflikte neem toe, ons gaan nie 'n wêreldoorlog 3 onwaarskynlik sien, nog onwaarskynliker 'n kernoorlog, maar streekkonflikte gaan toeneem en interessant op die oomblik is daar 110 aktiewe streekkonflikte aan die gang, natuurlik wat daarvan in ons omgewing ook noord van ons. En dan wys hulle ook daarop dat die ANC-administrasie onder meneer Ramaphosa op die oomblik die swakste is wat ons nog ken en ons ken natuurlik die skade van korrupsie, misdaad
in die industrialisasie en werkloosheid. Die groot ding is maar ons moet kop hou en hierop hulle oorleef. Dan net 'n paar opmerkings wat vir my duidelik uitgekom het. Die een, daar is 'n magsvakuum plaaslike vlak. Ons moet keer laat die misdaadbase daar vaster op plek kry en ons moet maar daar probeer inwig as burgerlike samelewing en daar orde probeer handhaaf terwille van onsself. En dan ook moet ons oppas, want dit is my duidelik, ons gaan baie populistiese uitsprake in die volgende jaar of 2 kry, ook na die nasionale verkiesing toe. Maar weer eens, die gesprek was, verstaan waar is jou besigheid? Hier is groot magte wat aan die skuif is oor die volgende paar jaar, en ons moenie laat hierdie makropolitieke en wêreldmagverskuiwing jou fokus laat verloor nie. Dit is my ook duidelik in hierdie proses dat 'n mens jou likwiditeit moet bou en kontantvloei moet probeer beskerm. Goeie nuus, so dit was baie interessant. Ek dink ons moet verder kyk wat aan die gebeur is. Dan goeie nuus, die rand bly sterk op pad na 17.30, Brentolie by die $66 'n vat. So op 'n stadium kan brandstofpryse weer 'n voordeel kry. Goudprys ver oor die $3,600. Nou ons wat maar dui op risiko in die wêreld, en dan ook ons aandelepryse het oor die laaste 12 maande met 28% gestyg na 'n nuwe rek. Nog goeie nuus, inflasiekoers is verlaag die week, of het verlaag van 3,5 na 3,3% toe teen Vrydag. Sal julle natuurlik weet of die Reserwebank hulle rentekoers verlaag het, maar die vooruitsigte lyk goed in die volgende weke, maande vir verdere rentekoersverlagings. Dan Walmart, die groot Amerikaanse kleinhandelsgroep, gaan hier in ons voedselmarkte betrokke raak, en ook sitrusuitvoer het 'n nuwe rekordjaar geslaan met 200 miljoen kartonne as gevolg van die beter volumes deur Kaapstad hawe. So daar is daarom goeie nuus. Kom ons vat 'n breek, dan gesels ons gou oor die. Waarom is dit vanjaar 'n goeie idee om jou oesversekering deur Skadegenade te doen? Want ons bied vir jou 'n lae-eisbonus aan en kan jou help om jou eie reservefonds tot stand te bring. Jy kan ook jou premie se betaaldatum uitstel, wat beteken jy het meer bedryfskapitaal beskikbaar om jou te boer. En al kies jy om jou premie later te betaal, kan ons eise vroeër afhandel tot jou voordeel. Onthou, Common Sense is jou beste gereedskapstuk vir risikobestuur hierdie seisoen. So kontak sommer nou jou Skadegenade agent. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Ja, gesels met Skadegenade. Ek het voorbeelde gesien waar hulle vir boere regtig miljoene rande kan spaar met oesversekering en algemene korttermynversekering sonder om jou risiko te verhoog. Dan die Amerikaners het hierdie week hulle nuwe skattings van die wêreld uitgebring. Sommer terloops, die nuwe Amerikaanse oes word op 427 miljoen ton verwag. Hier by ons, uitvoere is redelik sterk aan die gang, 236.000 ton in die streek, 2 skepe witmielies na Venezuela toe, en geelmielies ook so 356.000 ton uitgevoer. 'n Groot deel hiervan is na Vietnam en Taiwan en die streek. Dan interessant, geelmielie invoere, Kaapstad, Kaaphawe, 77.000 ton, want onthou dit is goedkoper om uit oor see Kaapstad ook mielies te verskeep as van Mpumalanga se kant af. By ons is die pryse onder druk. Witmielies by die 3.800 en geelmielies by die 3.600 rand per ton, en dit lyk of dit hier rond gaan sywaarts beweeg, en ons sal moet sien wanneer Zimbabwe mark toe kom vir witmielies. Sojabone, die Amerikaanse oes 117 miljoen ton, onthou ons oes is 2,7 en Brasilië 170 miljoen ton. Hier by ons die prys sywaarts 7.300, 7.400. Dan sonneblompryse bly baie sterk, hier rondom 10.600 rand per ton, en dis as gevolg van palmolie tekorte in die wêreld. En die verwagting is dat palmolie tekorte gaan voortduur en meer onstabiel gaan raak. So, en daar is ook natuurlik heelwat hoër olie-inhoud sonneblom kultivars wat in die pipeline is, waarvoor jy vergoed gaan word. So ek dink jy moet maar sonneblom in jou pakket hou waar jy kan. Koring, ja julle, Desember bly rondom 6.000 rand rondploeter. Koringboere bly onder druk, dit lyk daarom of dit gereën het hierdie week in die Wes- en Suid-Kaap. En natuurlik ons het 1,6 miljoen ton koring al ingevoer tot op die oomblik.
So 400.000 ton uit Rusland en 500.000 ton uit Australië uit. Nou terloops daar is 'n berig dat Rusland se koringbedryf 'n redelike groot moeilikheid is. Nou Rusland het die laaste jaar of 5 het hy uitvoerbelastings ingesit op koringuitvoere, baie ingemeng. Dit het die boere swaar getref want hulle kan nie hulle kostes dek nie. Onthou nou die oorlog maak ook dat van hulle kostes duur is. En hulle sê 35.000 koringboere in Rusland het bankrot gegaan en hulle plant al hoe minder koring. Onthou ook die landbou is gekommersialiseer en grond is geprivatiseer in landbou. Nou hulle rentekoerse hier by 7-28% wat natuurlik die boere sê dis net nie die moeite werd nie. Hoekom is Rusland belangrik? Wel, ons voer van hulle in amper 500.000 ton hierdie jaar sover. Hulle produseer 85 miljoen ton koring waarvan 45 miljoen ton uitgevoer word. Hulle domineer die wêreldmark. Amerika voer maar 23 miljoen ton uit. So hulle voer baie amper dubbel die Amerikaanse hoeveelheid koring uit. Natuurlik ook dan Noord-Afrika. So kom ons hou maar dop baie woelinge. Dan as ons gaan na die veemarkte toe, interessant. In Amerika praat hulle van 'n New World Screwworm. Dis nou 'n soort van 'n skroefworm, is eintlik 'n vleisvretende larwe wat uit Suid-Amerika uit oorgespoel het in Amerika in en hulle het nou beperkings ingestel op invoer uit Mexico. Dis 'n tipe steekvlieg wat eiers lê, larwes in wonde en dan nou uiteindelik vrek die dier daarvan en dit lyk by hoogs aansteeklik. Hulle het dit nou ook al in 'n mens ontdek wat uit Suid-Amerika aangekom het. So hier is 'n nuwe moeilikheid aan die ontwikkel. Dan ook, ja, by ons klas A pryse en dankie vir die boere wat deurstuur, gesak so R2 per kilogram na 73. Klas C hier by die R60 en speenkalfpryse het ook onder druk begin kom. Natuurlik baie boere begin nou dit verkoop en dit het gesak hier na R34-36 per kilogram. Lampryse ook bietjie stadiger, so R2 na R5 laer. Hier in die orde van R100 en R408. Julle sal sien ek gee maar 'n ruimte want dit verskil tussen streke. Graad C, baie stewig, goeie vraag na ou oeye tot R80 per kilogram en boere sê vir op veiling is daar nie regtig in die sentrale Vrystaat julle. Wolpryse ook baie mooi opgetel, amper 6% na R195 per kilogram. 17 mikron R229. Dis 'n natuurlik gesertifiseerde wol. En saam met die mooi stygings in lamvleispryse kan die skaapboere nou weer 'n bietjie glimlag. Varkpryse maar sywaarts, bietjie stewiger, R37 per kilogram. Hoendervleis ook nie veel verandering nie, maar hoor gou hier. Hoendervleis invoere is besig om baie te daal. Dit het hierdie maand met 34% gedaal teenoor die vorige maand. En 'n jaar terug is ons amper op 'n maandbasis 25.000 ton minder hoendervleis wat uitgevoer word. So dis goed vir ons plaaslike mark, maar die eierboere het natuurlik, julle sal onthou, tydens voëlgriep tot R32 per dosyn gekry. Nou as 'n boer goeie prys kry, dan brei hulle uit. Die leengetalle het van 20 miljoen opgetel, so 2 jaar terug na 26 na 28 miljoen leene. Eierproduksie is besig om amper 20% te styg en natuurlik druk dit pryse af hier in die orde van R20 per kilogram. So lekker klompie interessante nuus hierdie week. Groete van Johan Willemse.